31 Mei 1902. Onthou jy dit? Die vrede van vereniging. Onthou jy? Ek hoop jy onthou werklik. Ek hoop jy onthou van die 50.000 Kaapse Afrikaners wat wapens opgeneem het. Nie teen die onderdrukker nie, maar teen hul eie bloed. Die boere van die Transvaal en die Oranje Vrystaat. Ek hoop jy onthou die gehuil van die boervrouens en boerkinders. Ek hoop het echo steeds in jou geheue. Die gruwels wat hulle deurstaan het. Die ondenkbare lyding. Onthou jy hoe hulle babas moes begrawe in vlak grafte, onder as, onder stof. Onthou jy hoe sommige van hulle met bewerige hande gedwing was om ontslae te raak van kinders wat uit geweld gebore is. Buite-egtelike kinders van verkrachting en vernedering. Want die vyand het nie in 'n vreemde uniform gekom nie, maar het ook in jou eie taal gepraat. Het jou eie bloed gedra. Alles vir die liefde van geld. Ek hoop jy onthou hoe die Afrikaner tot rykdom en mag geklim het op die gebroke rug van die boervolk. Opgestaan uit die as van ons lyding, sonder om een keer 'n hand uit te steek om ons op te help. Hulle het ons gespot vanaf die saal, nooit vanaf die grond nie. In die 70's, die 80's, die 90's, het jy gelag. Jy die naam boer in 'n vloekwoord verander, in 'n grap. 'n Skandelike echo in jou universiteite, in jou koerante, in jou salonne van arrogansie. Maar die grond onthou, die bloed onthou, die boervolk onthou, ons almal onthou. Sê vir my, is dit werklik so moeilik vir die Afrikaner om te los wat aan die boervolk behoort? Het jy al ooit gehoor van 'n boer wat aanspraak maak op die tempel van Baal as sy erfenis? Wat kniel voor daardie belaglike taalmonument, wat gebou is, nie om 'n volk te eer nie, maar om 'n taal te verhef van 'n stam wat hul bloed verwerp het. Jy het ons gespot toe ons geslag is. Maar nou val 'n paar Afrikaners onder dieselfde swart en jy huil soos 'n wolf. Jy wil die wêreld se aandag hê. Net soos Kain na sy misdaad smeek jy vir 'n merk, 'n skild, 'n teken van God dat niemand jou mag aanraak nie. Maar geregtigheid vergeet nie. En ons, die boervolk, ook nie.